Goeiedag julle, en vandag is ons by Johannes 18. En net voordat ons dit lees, dit stel die toneel sonder om al die besonderhede te bederf. Johannes 18 gaan oor die nag toe alles verander het. Dis laat, verby middernag. Die stad in Jerusalem is stil na die Pasgamaaltyd. Maar in 'n tuin genaamd Getsemane, net oor kan die Kidron vallei, gaan dinge op die punt om intens te raak. Jesus, hy weet wat kom, maar hy is kalm. Maar sy vriende is op die rand. Die disippels, veral Petrus, wat gesweer het dat hy Jesus nooit sou verlaat nie, dat hy self vir hom sou sterf. Hy dra selfs 'n swaard. En Judas, een van Jesus se eie 12, vanaand kom hy nie as 'n vriend nie. En 'n menigte Romeinse soldate en tempelwagte met fakkels en lanterns en wapens. Hulle verwag 'n groot geveg. Judas verskyn en groet Jesus met 'n soen. Die teken, ja, maar in plaas daarvan om te hardloop of weg te kruip, tree Jesus vorentoe en hy vra: "Wie soek julle?" Toe hulle sê, "Jesus van Nasaret," antwoord hy, "Dit is ek." Die reaksie is so kragtig dat die hele gewapende skare agteruit struikel en op die grond neerval. Ja, daar was spanning gewees, né? Petrus raak paniekerig en hy swaai daai swaard van hom en hy kap 'n dienaar se oor mors af. En Jesus keer hom onmiddellik: "Sit jou swaard weg. Moet ek nie die beker drink wat die Vader my gegee het nie?" Toe genees hy die man se oor. Ja, hy het hom opgetel en weer aan sy kop vasgemaak. En wat gebeur toe volgende in Johannes 18? Van hier af is dit 'n warrelwind. Jesus word gearresteer, na die hoofpriester Annas geneem, en dan na Kajafas. Petrus volg op 'n afstand en verloon Jesus uiteindelik 3 keer voordat die hand kry. En teen sonopkom staan Jesus voor Pilatus, die Romeinse goewerneur, en hy word soos 'n misdadiger ondervra. Al bly Pilatus sê, "Ek vind geen skuld in hom nie." Waarom hierdie hoofstuk ons hart tref is die volgende. Johannes 18 is waar loyaliteit getoets word, mag onderste bo gekeer word, en Jesus in beheer bly selfs terwyl hy in toue vasgebind is. Dis verraad, moed, vrees en koningskap wat alles in een nag bots. As jy een van die disippels in daardie tuin was, en fakkels teen die heuwel sien opkom het, wat dink jy, sou jy gedoen het? Kom ons lees wat Jesus gedoen het. Johannes 18 vers 1. Jesus word gevange geneem. Nadat Jesus dit gesê het, het hy met die disippels oor die Kedronspruit gegaan, en daar was 'n tuin, en hy en sy disippels het daar ingegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy disippels dikwels daar gekom het. Judas het toe die afdeling soldate gevat en die wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseërs, en hulle daar aangekom met lanterns en fakkels en wapens. Omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom en vir hulle gevra: "Vir wie soek julle?" Jesus van Nasaret, antwoord hulle hom. "Dit is ek," sê hy toe vir hulle. Judas die verraaier het ook daar by hulle gestaan. Toe Jesus dan vir hulle sê, "Dit is ek," het hulle teruggedeins en op die grond neergeval. Hy vra hulle toe weer: "Vir wie soek julle?" En hulle sê weer: "Jesus van Nasaret." Toe sê Jesus: "Ek het vir julle gesê, dit is ek. As julle my soek, laat die mense hier by my dan toe om weg te gaan." En so sou vervul word wat hy Jesus voorheen gesê het: "Van die wat U my gegee het ek niemand verlore laat gaan nie." Simon Petrus het 'n swaard by hom gehad. Ja, en hy ruk dit uit en hy slaan daarmee na die slaaf van die hoofpriester, en hy kap sy regteroor mors af. Die slaaf se naam was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus: "Sit die swaard terug in sy skede. Moet ek dan nie die lydingsbeker drink wat die Vader my gegee het nie?" En dan kyk ons na Jesus voor Annas.
In vers 12, toe het die afdeling soldate onder die kommandant saam met die wagte in diens van die Joodse raad vir Jesus gevange geneem en hom geboei. Hulle het hom eers na Annas toe gebring. Hy was die skoonpa van Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester was. Dit was Kajafas, wat vir die Jode die raad gegee het, dat dit tot hulle voordeel is, dat een man vir die volk sterwe. En dan kyk ons hoe Petrus Jesus verloor, né? Vers 15, Simon Petrus het 'n ander disipel, het agter Jesus aangegaan. Daardie ander disipel was aan die hoëpriester bekend, en het saam met Jesus in die hoëpriester se woning ingegaan. Maar Petrus het buite by die deur bly staan. Toe het daardie ander disipel, wat aan die hoëpriester bekend was, uitgegaan, en met die deurwagter gepraat, en vir Petrus ingebring. Die diensmeisie wat deurwagter was, sê toe vir Petrus: "Jy is tog nie ook een van hierdie man se disipels nie?" "Nee, ek is nie," antwoord Petrus. Die slawe en die wagte het hulle gestaan en warm maak by die vuur wat hulle gemaak het, omdat dit koud was. En Petrus het hom ook saam met hulle gestaan en warm maak. En dan kyk ons na waar Annas en Kajafas Jesus verhoor, né? Die hoëpriester het Jesus toe ondervra oor sy disipels en oor sy leer. En Jesus het hom geantwoord: "Ek het in die openbaar met die mense gepraat. Ek het hulle altyd in die sinagoges en in die tempel geleer, waar al die Jode bymekaar kom. En ek het niks in die geheim gesê nie. Waarom ondervra u my? Ondervra die wat gehoor het wat ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat ek gesê het." En toe Jesus dit sê, het een van die wagte wat daarby gestaan het hom geklap en gesê: "Antwoord jy die hoëpriester so?" Jesus sê toe vir hom: "As wat ek gesê het verkeerd was, sê dan wat was verkeerd. Maar as dit reg was, waarom slaan jy my?" Annas het hom toe geboei, na die hoëpriester Kajafas toe gestuur. Ja, en Petrus verloon Jesus die tweede keer. Vers 25. Simon Petrus het hom nog gestaan en warm maak. Die mense by die vuur vra hom toe: "Jy is tog nie ook een van sy disipels nie?" Hy het dit ontken en gesê: "Nee, ek is nie." Een van die hoëpriester se slawe, wat familie was van die een wie se oor Petrus afgekap het, vra toe: "Het ek jou dan nie in die tuin by hom gesien nie?" En Petrus het dit weer ontken. En net daarna het daar 'n haan gekraai. En Jesus kom nou voor Pilatus. Vers 28. Toe het hulle vir Jesus van Kajafas af na die amptswoning van die goewerneur toegebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amptswoning ingegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra: "Watter aanklag bring julle teen hierdie man in?" Hulle het hom geantwoord: "As hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie." Pilatus sê toe vir hulle: "Vat julle hom en veroordeel hom volgens die wet." Maar die Jode sê vir hom: "Ons mag nie iemand teregstel nie." Vers 32, dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word wat hy gesê het, toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in sy amptswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus het hom toe gevra: "Vra u dit uit u eie, of het ander dit vir u van my gesê?" "Ek is mos nie 'n Jood nie," antwoord Pilatus. "Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen?" "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie," antwoord Jesus hom. "As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie." "Dan is jy tog wel 'n koning," vra Pilatus. "Dit is soos u sê, ek is 'n koning," antwoord Jesus.
Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is die waarheid? Sê Pilatus toe vir hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en hy sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie, maar julle is gewoond dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat? Hulle skreeu toe terug, nie vir hom nie, maar vir Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Tot sover vandag. Ons sluit af met 'n paar naskrifgedagtes. As ons onsself met Jesus vergelyk, met alles wat daar in Getsemane gebeur het, net voordat Jesus gekruisig word, wat sien en leer ons uit Jesus se optrede in Johannes 18? Ons sien Jesus leer en wys ons wat kalmte is en wat dit beteken. Ten eerste sien ons Jesus se kalmte toe die soldate na Jesus soek en vra, hoekom het die soldate omgeval? Toe Jesus hulle antwoord, ek vra jou, hoekom het die soldate omgeval? Wat sê dit vir ons vandag? Oor wie in beheer is as ons lewens dalk ook chaoties voel en in chaos val? En dan kan ons tereg wonder en vra, en wat van Petrus se swaard wat iemand se oor afgekap het? Wanneer probeer ek en jy God help op ons eie manier, maar dan maak ons dinge net erger. Ja, en dan sien ons ook vir Pilatus in Johannes 18. Pilatus weet voor sy siel dat Jesus onskuldig is, maar gee tog toe aan die groepsdruk deur Barabbas vry te laat. Waar voel jy die meeste druk om teen jou eie oortuigings te gaan, al weet jy dit is verkeerd? En dan het ons nog vir Petrus, nee. Petrus se haan wat driemaal kraai kort, nadat hy vir Jesus gesê het, ek sal vir u sterf. En dan hoor ons, ek ken hom nie. En dan die derde keer kwaad word en skel. Alles binne 'n paar uur. Hoekom is dit so maklik om Jesus te volg as niemand na my kyk nie? Hoekom? Kan iemand my dit dalk antwoord? Nou ja, met dit gesê moet ons weet, daar is twee paaie wat Jesus van praat. Judas en Petrus het albei gefaal. Een hardloop weg, maar het teruggekom. Wat is die verskil tussen skuldgevoel en berou? Wat? Jesus is koning, al is hy vasgebind. Waar kan ek en jy hierdie week Jesus se manier kies in plaas van beklei of stil bly uit vrees? Onse hemelse Vader, U alleen kan ons lig op donker plekke wees. Dankie dat U die nag in die tuin nie weggehardloop het nie. Dankie dat U koning bly, selfs met toue om U hande. Vergewe ons vir die kere wat ons soos Petrus is, baie praat maar bang raak as die druk kom. Help ons om U nie te verloon met ons woorde of in ons stil bly nie. Vandag gee ons vir U ons vrees. Ons gee ons groepsdruk aan U. Ons gee ons skuld aan U, ons verkeerde dade, ons sondes, Here. Ons kies vandag weer om U manier te vertrou en nie ons eie swaarde uit te pluk nie. U is die koning van ons harte, vir ewig en vir altyd. Mag dit U verheerlik. Ons bid en vra dit in die kosbare naam van ons Verlosser Jesus Christus, ons goeie herder. Amen.